Goeiemôre geliefde, welkom op hierdie nat woensdagoggend. Gister het ons gehoor dat die evangelie eintlik 'n baie eenvoudige saak is, soveel so dat dit gemaak is dat kinders dit kan verstaan. Groot mense sukkel omdat hulle nie kan dink soos 'n kind nie. Maar as dit dan nou so is, hoekom is ons getuienis dan so flou? Hoekom selfs teenoor ons eie huismense wat 'n makplek behoort te wees, getuig ons nie? Wat dan nog by die werk, teenoor ander vreemde mense? En dis die vraag dan vanmôre, hoekom? Miskien moet ons gaan kyk na die profeet Esegiel en dan ons antwoord daar kry. Esegiel moes, kom ons dink so oomblik, in 'n baie moeilike tyd teenoor sy volk gaan getuig. Hy sou hom baie ellende gespaar het, as hy stil gebly het. Maar hy het nie. Hy doen wat God van hom vra. Hy getuig vreesloos vir die Here. Hoe kry hy dit reg? Miskien wonder ons vanoggend daaroor. Die antwoord lê in die gesig wat hy reg aan die begin van sy loopbaan as profeet gehad het. En dis waarvan ons hier lees. Hy sê toe vir my mensekind, wat jy nou kry moet jy eet. Eet hierdie boekrol en gaan praat met die huis van Israel. Ek het my mond oopgemaak en hy het my daardie boekrol laat eet. Esegiel moes selfs eers die wil van God leer ken. En daarna kon hy eers 'n regte getuie wees. Hy moes die evangelie eers sy eie maak voordat hy dit kon uitdeel. En dit laat my en jou dalk vanoggend wonder. Is dit nie waar die fout in ons geestelike lewe lê nie? Is jy regtig vertroud met God se wil? Omdat jy sy woord by elke moontlike geleentheid, kom ons noem dit vanoggend, verorber? Onthou vanoggend geliefde, dis al hoe jy ooit 'n regte getuie sal wees. Laat sy gees vanmôre vir my en vir jou lei. Van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot die eer. Voor mij tot u.
Here, ek is laks en ongehoorsaam. Help my deur die Gees om die woord getrou te lees, sodat ek getuie vir U kan wees. Amen. Geliefde, mag jy saam met my 'n lieflike dag hê.